Goeiemôre, dit is vanoggend die 2de Januarie 2026 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ons geagte president Pinocchio verklaar dat 2026 'n voorspoedige jaar gaan wees, 'n jaar waar ons as 'n reënboognasie net gaan sterker wees as ooit van tevore. En dit sê natuurlik ten spyte van die mislukkings van die afgelope 30 plus jaar, ten spyte van die mislukkings van 2025, ten spyte van die feit dat hulle nie werk geskep kry nie, ten spyte van die feit dat die ANC besig is om grond te verloor in Suid-Afrika, sê hy dit. Ons land word sterker in 2026. Maar ek weet wie word sterker. As ons gaan kyk na wie het massiewe salarisverhogings ontvang. Pinocchio, sy ministers, ander politieke figure en partye en lede van die parlement het almal grootskaalse verhogings gekry soos wat inflasie in die land toeneem. Maar vir die gewone burger sê dit nie veel nie. Want die gewone burger voel dit aan sy sak, dat hy baie minder kan doen nou, met presies dieselfde hoeveelheid geld as 'n jaar gelede. So ja, vir hulle gaan 2026 waarskynlik 'n beter jaar wees. Maar wat beteken dit vir ons op die grond? Ek dink Monica Meinhardt van Marula Media het dit baie mooi opgesom, waar sy sê dis die banghonde wat byt. Of ons weet dan ook uit natuurstories uit, moenie 'n swart mamba in 'n hoek vasskeer nie. Moenie 'n wilde dier in 'n hoek dryf nie, want dan kom hy dubbel so sterk en aggressief terug na jou toe. Want dan is dit 'n geveg vir oorlewing. En Monica sê hier, die ANC is woedend, want hulle is blootgelê in 2025. Hulle is hysteries, want hulle word bedreig. Hulle hou aan beklei en beswadder, want hulle erken die verhaal wat afspeel en geniet nie die rol waarin hulle self die keer bevind nie. Maar dit maak hulle ook gevaarlik. Bang met min opsies, vasgedruk in 'n hoek. Die ANC, ten spyte van hulle voorneme om 2026 'n wonderlike jaar te maak, moet ons die realiteite besef dat hulle is in 'n hoek gedruk, dat hulle nie net gaan oorgee nie, dat hulle nie net mag gaan afstaan nie. Want as hierdie dier in die hoek is, gaan hy elke moontlike middel gebruik om uit daardie hoek uit te kom. En dis natuurlik vir my en vir jou 'n groot bedreiging. Want daar is weer plaaslike verkiesings in 2026 hierdie jaar, en almal voorspel weer eens dat die ANC verder gaan verloor, dat daar politieke oornames kan kom en so meer, en ek dink nie dit gaan die geval wees nie. Want ons het mos nou al oor 30 jaar gesien dat ten spyte van swak regering, swak leierskap, die onvermoë om werk te skep, die onvermoë om te dink, te beplan en uit te voer, uiteindelik gaan lei dat die mense net weer eens mislei en verlei gaan word. En die maklikste manier om dit te doen is om meer BEE-wette uit te bring, meer grondvatdreigemente uit te ruk, meer dramaties te vertoon in hulle buitelandse beeld, om hierdie sterksmansbeeld, want hulle weet
dat die swart man hou van die sterkste. Hulle hou van 'n sterk leier. 'n Man wat kan voorvat. Maar hy hoef nie voor te vat met werk nie. Hy moet net voorvat in alles wat hulle doen. Al is dit dan ook om vas te vat, uit te vat, weg te vat, ontneem, mense te ontneem van sekere dinge. Hoe sterker daardie leier is, hoe sterker diktator beeld hy uitstraal, hoe beter, hoe sterker is dit. Maar vir ons op die grond nie veel meer nie. Ek gaan deur 'n klompie sosiale media plasings op die platform X en ek kyk sommer en ek besluit ek gaan so een of twee van hulle vir jou wys. Sê hulle Kanada is oorgeneem in 'n wêreldekonomiese forum staatsgreep. Ons hoor van die beperkende maatreëls wat daar ingestel word in Kanada. Ek het nog nie met iemand op die grond kon praat daar nie. Dan kyk ons na 'n volgende berig wat uit die bloute uit daar verskyn. The entire future of the human race is depending on you to refuse digital ID. Met ander woorde, ons sien lande wat ideologies oorgeneem word deur gebruik te maak juis van hierdie sogenaamde globalistiese idees. En ons hoor die stories oor hierdie digitale ID's wat op pad is, wat 'n mens moet refuse, weier. En ek sien die volgende ene wat opkom is, they're doing it again, because you didn't hang them last time. En hier is 'n groot lesie. Hulle doen dit weer, want julle het nie laas keer beslissend opgetree nie. En dan kan ons kyk, die sprake van 'n tweede pandemie. Daar's nog steeds nie opgetree teen die skuldiges van die eerste pandemie, die enstowwe vir die COVID, daardie skandale, die poging om Donald Trump omver te werp, die Russian hoax. Ons sien geets optrede daar nie. Ons sien ook hier in Suid-Afrika geen optrede teen die skuldiges nie. So dit sal maar net weer gebeur, want dit was nie die vorige keer voltooi. We didn't hang them the previous time. So as 'n mens nie gestraf word vir dit wat hy doen nie, gaan hy dit weer doen. As korrupsie in Suid-Afrika nie gestraf gaan bly nie, gaan dit weer gebeur. As swak leierskap nie gestraf word nie, dan gaan dit weer gebeur. En dit is hoe dit in Suid-Afrika lyk en in die res van die wêreld. En dan kan ons dit aftrek na jou en my op die grond. Ons paar hier. En dan 'n treffende foto, prentjie. Die vriendelike gesigte van twee vriende, met die een wat 'n mes in die hand het agter die rug van die ander. En kan ons inderdaad op hierdie tweede dag van Januarie 2026 die vraag vra: hoeveel keer gaan jy hierdie komende jare in die rug gesteek word? Hoeveel keer gaan jy verraai word? Hoeveel keer gaan jy ingedoen word? Omdat jy ook nie die vorige keer finaal 'n persoon weggewys het toe jy gevoel het hy hoort nie daar nie. Baie dikwels wil ons nie ons gevoelens gehoorsaam nie. Wil ons ander mense se gevoelens bespaar? Wil ons hulle nog 'n kans gee? En op die ou einde van die dag is daar 'n mes in die rug. Ek dink dis iets waarmee baie Suid-Afrikaners kan assosieer.
Die hele prentjie van 'n land wat in duie stort, wat gaan veg vir hulle oorlewing omdat hulle in 'n hoek gedryf is. Hulle self verder verryk met vergrote salarisse en alles omdat daar nie effektief opgetree was nie. 'n Prentjie wat reg deur die wêreld kom van Kanada of Amerika, Europa tot hier by ons op die grond, waar ek en jy ook ons persoonlike bedreigings in die gesig moet staar. En in hierdie komende jaar sal ons dit inderdaad moet doen. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan maandagooggend die 5de weer by julle terug. Dan is SBB se kantore ook weer oop en dan is ek terug hier by julle en gaan ons weer normaal aan soos voorheen. Maar hopelik hierdie jaar met meer oop oë, meer bewustheid, meer besef dat ons in 'n hoek gedryf word. Net soos waar die ANC in 'n hoek gedryf word, word ons indirek ook in 'n hoek gedryf, omdat ons opsies van ons weggeneem word. Ons opsies al minder word en ons dalk nie enige ander opsies gegee gaan word as om vir ons oorlewing te moet veg nie. 'n Aangedame dag vir elkeen van julle. Mooi loop.